Wat 'n lekker dag is dit vandag. Kom ons bid so saam en ons gaan vandag in die woord van die Here ingaan en ons gaan iets beleef soos nog nooit tevore nie. Weet jy hoekom? Want die Here se beloftes is elke dag nuut en hy het vir jou 'n spesiale belofte. Vir die volgende paar minute probeer fokus op dit wat God vir jou oor drome droom en die planne wat God vir jou het. En daar is 'n hoopvolle toekoms. Kom ek bid saam met jou. Vader, ek dank U vir die voorreg om so in die naam van Jesus vandag by mekaar te wees en net dankie te kan sê Here vir hierdie mooi dag. Dankie Here dat dit is so voorreg om U te ken. Dankie dat U werk in ons Here om te wil en te werk na U welbehaag. Dankie Here dat U ons voorhoede is en ons agterhoede is Here. Dankie dat U om ons Here 'n sirkel trek van getuienis Here van wat goed is en mooi is Here. En ek dankie dat elke persoon Here vandag Here U seën en U guns kan ervaar. Here dat ek vandag dat ons vandag, wat luister na hierdie woord, 'n verskil kan ervaar en kan weet, Here, dat elkeen wat nader tot God, Here, U nader tot ons. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Wat 'n lekker dag. Ja, dit is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg. Nou, ek wil vandag met jou oor iets praat wat so 'n impak in 'n mens se lewe het en mag jy net vandag jou geestesore oopmaak en jou oë oopmaak en besef dat hierdie dinge reg deur die Bybel van Genesis tot Openbaring toe praat die Here oor hierdie konsep wat ek nou met jou gaan oorgesels. En hierdie konsep maak die verskil tussen lewe en die dood. Dit maak die verskil tussen genesing en siekte. Dit maak die verskil. Ek wil dit regtig vir jou sê. Wat ek vandag vir jou sê, hierdie een ding wat ek met jou gaan bespreek, hierdie een konsep is die gedagte wat alles in jou lewe tot 'n verandering bring, tot 'n oorgawe bring in die Here. En die Here gee vir ons hierdie deurbraak en hy gee vir ons hierdie herstel. So, ek wil begin deur om uit Spreuke uit vir jou te sê wat die Bybel sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En die persoon wat dit gebruik, sal die vrugte daarvan eet. So, kom ons val weg vandag met hierdie gedagte, dood en lewe is in die mag van die tong. En dalk het jy dit nou al baie gehoor. Ja, nee, ek hoor, dood, mens moet nie doodspreek nie en mens moet nie hierdie goeters doen nie. Maar ek gaan vandag 'n bietjie praat oor hierdie dood. Ek gaan vir jou verduidelik, wat is hierdie dood? Wat is dit wat die Here sê, dood en lewe is in die mag van die tong? En hy wat dit gebruik sal daarvan lewe, hy sal die vrug daarvan eet. Dis so belangrik. Die Bybel sê dat die woorde wat oor ons mond moet kom, moet welbehaaglik voor die Here wees. Ons woorde wat ons praat oor ons omstandighede, oor ons gesondheid, oor die plan wat God vir ons lewe het, daardie woorde maak saak. Daar's eintlik 'n gedeelte in die Bybel wat sê geen vuil woord moet uit jou mond uitkom nie. Met ander woorde, jou woorde moet met sout besprinkel wees. Nou, dit klink maar asof jy nou net moet reg praat. Klink so of die Here in die Bybel wil vir ons sê, en ek dink baie mense het dit al so gebruik en sê, ag, ek wil nie jy moet vuil taal gebruik of jy moet vloek en skel en jy moet hierdie goeters doen nie, en dan praat net so 'n bietjie beter. Praat so 'n bietjie beter Afrikaans. Nee, dis nie wat die Here sê nie. Jy moet nie beter Afrikaans praat nie. Jy moet die regte ding praat. Jy moet God se plan praat. Jy moet God se gedagtes praat. En ek gaan vandag vir jou wys dat God wil hê jy moet regtig waar hierdie saak baie ernstig opneem. So kom ons begin om net 'n bietjie 'n raamwerk rondom woorde te plaas. Reg deur die Bybel, en ek is seker jy sal met my kan saamstem, dat niks in die Bybel gedoen is as daar nie 'n gesprek plaasgevind het nie. Daar was 'n gesprek gewees. Die Bybel sê, selfs Jesus se geboorte het nie maar net gebeur nie. Dis aangekondig deur die profete. Daar het 'n gesprek plaasgevind vanaf God na die profete toe en die profete na die mense toe in die Ou Testament. Ons sien dat God na Abraham toe kom en met hom 'n verbond maak. Ons sien dat die Here ontmoet vir Moses in die brandende braambos en sê, ek stuur vir jou. God stuur 'n woord. Ons sien dat Moses regdeur terwyl hy die volk Israel moes lei en God hom gehelp het, was hy in die tent gewees en hy het met God gepraat en hy het seker gemaak wat sê God oor die situasie en dit uitgevoer en dit deurgedoen. Ons sien selfs hierdie dinge in Jesus se lewe, dat hy hierdie ding sê, hy sê ek doen niks as die Vader dit nie vir my gesê het nie. Ek doen niks nie. Met ander woorde, hy wandel presies in die plan wat God vir hom gegee het. Nou as dit enigstens van waarde is, dan moet ek vir jou sê, het God vir my en jou ook 'n plan. Hy het vir my en jou ook 'n plan, en daardie plan moet stiptelik nagekom word. Met ander woorde, ons moet in die regte gees beweeg om dit te doen. Ons moet die regte dinge praat, en nou wil ek vir jou sê, ek en jy, ons Afrikaans wat ons praat, julle, dit is 'n taal wat baie keer die negatiewe eerste sit. Jy weet, as daar iets gebeur, dan sê ons, die duiwel is los.
Of weet jy wat, dinge gebeur in dries, en nou sit ek alweer in die moeilikheid. Murphy's Law, jy weet ek is altyd laaste. Ek weet nie waarom gebeur hierdie dinge met my nie. Ek weet nie wat in die gang is nie. Nou kom die duiwel en nou probeer hy nog saamwerk met ons negatiewe taal ook. Dan probeer hy nog kom sê, elke oomblik van die dag, jou oë kyk heeltyd deur, asof jy na die negatiewe soek, en sodra jy iets sien, dan sê jy, ja, ek het geweet. Ek het geweet dit is so. Ek het geweet dit is wat gaan gebeur. Dan begin die gedagtes negatief raak, en die gedagtes kom in jou hart, het word in jou hart geplant, en van jou hart af ontwikkel het soos 'n film wat ontwikkel word, en dan begin daar 'n gesprek wat plaasvind. Nou die gesprek vind nie eers op jou lippe plaas nie, dit vind plaas in jou hart. Het begin eers hierso broei. Daar begin eers iets broei. En dit is wat gebeur. Ek wil jou sê, niks wat jy in die lewe doen, het nie eers begin broei hier binnekant nie. Daar's ergens so 'n saadjie gesaai, en toe dit begin 'n nesie vorm, en daar het allerlei goed begin uitbroei, en dan uit daardie uit het dit begin gekom, waar daar net 'n oomblik was, en dit het nou, soos hulle sê, dit was die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het. En toe die laaste strooi nou die kameel se rug breek, toe reageer jy eintlik op dit wat ingebroei is en ingeplant was, woorde wat hier in jou kop en in jou hart gemaal het. Nou, die woord in die Nuwe Testament praat ons oor ons wapenrusting, en dan praat hy oor hierdie dinge, en dan sê hy ons moet bid dat ons staande bly, maar dan sê hy, die planne moet ons verbreek. Wat se planne moet verbreek word? Wat se planne? Die planne van die bose. Daar's met ander woorde bose planne, daar's mense met bose planne, daar's dinge wat met bose planne werk, en die vyand het bose planne, God het goeie planne. En ons moet besluit aan watter kant skaar ons onsself. Dis wat die Bybel sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en hy wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. So as jy met die dood besig is, sal jy die vrug van dood eet. As jy met die lewe besig is, sal jy met die lewe, die vrugte, die oorvloed, die seën, die genesing, die krag, die plan van God. Jy sal hierdie dinge beginne beleef, die vreugde, die blydskap, die oorwinning, die selfbeheersing, hierdie dinge wat God deur sy Heilige Gees in 'n mens se hart inplant. Hierdie gawes sal aktief beginne funksioneer, en dit gaan begin die plan van God verwesenlik in jou lewe, 'n werklikheid maak in jou lewe. Met ander woorde, net een woord van God is genoeg om vandag jou hele lewe te verander tot die positiewe. Nou kom ons praat gou-gou 'n bietjie oor die dood. Ons praat oor die woorde van die dood. Hy sê dood en lewe is in die mag van die tong. En party mense dink dis asof die Here maar net 'n aanbeveling vir jou gee. Maar dis nie wat dit is nie. Kom ek gee vir jou 'n paar skrifte in die Nuwe Testament. Paulus sê een ding. Ek vergeet die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na die dinge wat voor lê. Hoekom was dit vir Paulus belangrik om te vergeet wat agter hom is? Hoekom was dit belangrik? Om daardie ou lewe, die ou gewoontes, die ou maniere, die ou gedagtes, hierdie dinge waarmee hy besig is, te vergeet en om uit te strek na wat voor lê. Hoekom sê die Bybel dat as jy 'n kind van die Here is, dan sê hy, jy het 'n nuwe skepsel geword, en al die ou dinge het verby gegaan. Hoekom sê die Bybel die ou dinge het verbygaan? Hoekom sê die Here nie, wag 'n bietjie, hou daai ou dinge in jou gedagtes. Jy weet, bring dit heeltyd op. Begin heeltyd daaroor top. Praat heeltyd oor die ou lewe, die ou dinge, die vorige dinge. Daai dinge, praat jy daaroor. Nee, dis wat die duiwel wil hê jy moet doen. Jesus, deur sy Heilige Gees wil jou hê jy moet uitstrek na wat voor lê. En die Bybel sê daar's nuwe dinge. Daar's 'n nuwe soort mens, daar's 'n nuwe soort plan wat God in jou lewe wil sit. Maar dit gaan nog 'n bietjie verder as dit. Eintlik in die Ou Testament verbied God, hy verbied dit, dat 'n mens met die dooies moet praat. Nou, ek wil dit koppel aan die dooie woorde. So, die dooies, en ek praat nou nie van jou geliefde wat afgesterf het en daai dinge nie, luister nou mooi wat ek sê, ek praat oor 'n geestelike konsep. Ek praat oor die dooie gewoontes, die dooie sake, die dooie dinge. Die Here sê, ek verbied dat jy die dooies en die geeste van die dooies sal oproep. Sê dit in die Bybel, en kan dit gelees, en ek kan vir julle die skrifte ook gee, staan in Deuteronomium 18, vers 10 tot 12, dit staan in Levitikus 19, vers 31, dit staan in 1 Samuel 28, en dit staan in Jesaja 8, vers 19, jy kan gerus dit gaan lees. Die Here sê, ek verbied dit. Waarom verbied die Here dit, dat 'n mens met die dooies moet praat? Weet jy hoekom? Want iemand wat met die dooies praat, koppel hom met die bose, koppel hom met die verlede, daar is 'n koppeling, daar is 'n geestelike waarheid daarin, dat iemand wat met dooies en met dooie dinge besig is gekoppel met 'n bose plan van die dooie.
Met ander woorde, dood en lewe is in die mag van die tong, kyk nou mooi, en op die einde van die dag kom hy en hy sê, luister, jy wat met die dooies praat, oor die dooie dinge, die dooie werke, die dooie gewoontes, die dooie planne, die planne wat God nie in is nie, as jy jou met hierdie gewoontes en hierdie dinge besig is, dan koppel jy jou met 'n bose, negatiewe doodsgees in jou lewe. En hy wil dit nie hê nie. God verbied dit. Inteendeel, dit was baie, baie erg. In die Ou Testament het mense letterlik die geeste van dooies opgeroep. En die Here het gesê, nee, dit wys vir my, jy vertrou nie die plan wat God vir jou het nie. Dis wat hy gesê het. Hy sê, julle wil die dooies se raad volg, maar julle wil nie my raad volg nie. Julle wil nie hoor wat sê die lewende Christus nie. Julle wil hoor wat sê die dooies. Asof die dooies enige plan het. Asof die dooies enige antwoord het vir julle. En ek wil hê jy moet dit baie mooi in die geestelike sin ook vandag verstaan. Dat die Here sê, as jy jou met die dooie gesprekke en met die dooie dinge besig hou, met die dinge van die verlede, die ou koeie uit die sloot uithaal en weer daaroor praat, dan haal jy jou verlede uit en jy plant die seer weer terug in jou nuwe dag en as gevolg daarvan kom daar allerhande negatiewe dinge op na vore toe. Die Here verbied dit in die Ou Testament. Inteendeel, daar was 'n tyd, in Samuel se tyd wat hulle gesê het, hulle het Samuel se gees probeer oproep. En die Here was baie kwaad. Ek sê vir jou, die Here was baie, baie kwaad oor hierdie situasie. God het gesê, jy mag dit nie doen nie. Waarom nie? Ek wil dit weer eens sê. Omdat sulke mense vertrou God nie. As jy met die dooie dinge en dooie gesprekke besig is dit iemand wat God nie vertrou nie. Dis wat hy sê hier. En ek en jy is nie sulke mense nie. Ek en jy is die mense wat oor die gisters en die eergisters praat nie. Ons is mense wat oor wit praat oor wat God besig is om te doen en die plan wat God vir my en jou bewerk. Dis waaroor ons moet besig wees. Met ander woorde, ergens moet ek en jy dan oor die lewe beginne praat. En vir die volgende minuut of 2 wil ek daaroor gesels. Daar moet 'n plan wees. En dit is wat 3 minute kerk so 'n rol speel in my en jou se gereedskapskas, as ek dit so kan sê. In ons toolbox van ons geestelike lewe moet daar iets wees wat ons positief stig. Daar moet iets wees wat ons geloof opwek, wat ons laat verstaan dat God is gesaghebend oor ons lewe, dat God se woord gaan spreek. Ek praat nie maar net hierdie goed met die 3 minute kerk en sê maar net dinge nie. Ek sê dit nie maar net om positief te wees nie. Ek sê dit omdat geloof is die enigste ding wat God behaag. Geloof is die enigste ding wat 'n verskil gaan maak, en as jy die woorde van God kan hoor in jou lewe en dit aktiveer deur die Heilige Gees, dan gaan jy agterkom dat God se planne beginne werk in jou lewe, en ek is seker, jy wil amen sê daarop, dat jy wil hê dat God se planne moet werk. Jy wil hê dat dit moet goed gaan. Jy wil hê dat God se vreugde in jou lewe moet wees. Jy wil hê dat die verlossing van die Here volkome moet wees in jou lewe. Jy wil hê dat die genesing van die Here 100% moet werk, ook in jou lewe en in my lewe. Dis wat ons wil hê. Met ander woorde, kom ons begin glo. En ek sê nou die dag vir iemand, weet 3 minute kerk is nie die enigste antwoord nie, want definitief dit is nie so nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, in jou gereedskapkas, kort jy iemand wat jou aanmoedig en wat vir jou kan sê, en as hierdie 3 minute kerk boodskappe wat ons in die oggende stuur, vir jou aanmoedig, hou aan daarna luister, stuur dit vir mense, geef hulle geleentheid om te begin glo, want as hulle kan glo, kan God se plan daardeur kom, en daar kan 'n wonderwerk beginne plaasvind, en hoor my, getuienis op getuienis kom deur, nie omdat dit slim woorde is nie, omdat dit woorde is wat geloof opwek in 'n mens se lewe. Dis woorde van lewe, dis woorde wat 'n verskil begin maak. En daarom hoor, dis nie net een oomblik, boef, daar's alles reg nie. Dis woorde wat jou in lyn bring. Dit is soos merkers langs die pad. As 'n mens nou hier vanaf ry na een of ander destinasie toe, dan kry jy borde langs die pad wat sê, draai hier links, draai daar regs, ry veilig hier, pas op vir dit, pas op hierdie ding, daai ding. Dis woorde wat God gee sodat jy by die plan van God kan uitkom. En hierdie is woorde van lewe. So dis, hou jou met hierdie woorde besig. Hou jou met hierdie dinge besig en jy sal sien. Met ander woorde, jy gaan dan met ander woorde jou koppel, nie met die magte van duisternis nie, maar met die mag wat God gegee het, soos wat hy gesê het in sy woord. Hy sê, ek het mag om te vergewe, ek het mag om te verlos, ek het mag om te genees. My woord is finaal. Ek kan 'n mens vrymaak, sê die Here. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Die Here wil vir jou woorde van lewe gee. Hou jou besig met hierdie woorde, maak dit reg. As jy betrokke was met woorde van die dood, maak klaar daarmee.
Stop dit vandag. Gee die Here 'n kans om vir jou oorwinning te gee en 'n deurbraak te gee. Moenie sê ek weet nie of dit weer gaan uitwerk nie. Sê ek weet my verlosser lewe. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet dit en ek en die ander mense gaan in lyn kom met hierdie plan wat die Here vir my gegee het. So as jy wil vandag vra, Here, bring lewe in my lewe. Here, bring verlossing in my lewe. Here, bring genesing in my lewe. As jy daarvoor vertrou, wil ek nou vir jou bid. Kom, ek bid nou vir jou. Vader, in die naam van Jesus, bid ek nou, Here, vir lewe. Ek bid, Here, vir deurbrake. Ek bid dat die krag van God se woord sal begin manifesteer in hulle lewe soos nog nooit tevore nie. Here, waar daar dood was, waar daar woorde van dood was, waar daar gesprekke met die verlede en die dood was, vra ons vir vergifnis en vir verlossing deur die kosbare bloed van Jesus. Ons sê, Satan, al jou negatiewe en dooie woorde word vernietig deur die kosbare naam van Jesus wat lewe is en lewe in oorvloed gee. Ek dank U, Here, nou vir vryspraak. Ek dank U, Here, vir verlossing. Ek dank U vir die bloed van Jesus. Ek dank U dat magte en kragte vlug, Here, en dat woorde van genesing, woorde van hoop, woorde van voorsiening, woorde van nuwe planne, nuwe geleenthede, Here, 'n werklikheid word in elkeen van ons se lewens. Ek vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Amen. God bless. Wat 'n geleentheid om dit te doen. Ek wil jou aanmoedig, as jy 'n geleentheid wil gee om vir die werk van die Here te gee, hier by 3 Minute Kerk, werk ons in geloof. En as hierdie jou 'n seën en jy kan, wil jy nie ons ook finansiëel ondersteun? Jy kan ons bankbesonderhede kry by www.3minute.church of jy kan my skakel of WhatsApp by 072 444 1890 en ek sal vir jou die bankbesonderhede gee. Dis ook in ons WhatsApp groepe aan die bokant by ons beskrywings beskikbaar. Jy kan ons bankbesonderhede ook daar kry. Wees versigtig vir scammers. Ek sal jou nie bel vir geld nie. Ek sal nie met jou praat andersins as met my spesifieke telefoonnommer wat ek nou vir jou gegee het nie. Net my nommer is die enigste plek waaruit ek sal met julle gesels. God bless julle. Die Here seën. Ons sien uit vir volgende keer.